Right, goeienaand almal. Ek hoop julle kan my hoor. Right, so baie welkom aan elkeen van julle. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle en dat julle 'n goeie week sover het. So kom ons begin met vanaand se les. Um Alright, so dankie vir julle huiswerk en onthou julle word nie gemerk daarvoor nie. So dis bloot maar net dat julle kan leer want mens kan nie iets nuuts leer byvoorbeeld soos 'n taal as mens nie 'n bietjie self sit en werk daaraan en goed maar oor en oor oefen en repeterend oefen nie. So daarom is dit so belangrik dat julle dan die alfabet ensovoorts dan nou leer, nê? Alright, so kom ons gaan net gou na ons lesplan as ek dit so kan noem. Ek het nog nie alles vir julle gestuur nie, so ek weet ek besef dit, maar ons gaan eers bietjie langer besig wees met die eerste 2, 3 lesse. So ons het nou al klaar gekyk na die agtergrond van Bybelse Hebreëus by die eerste les. Dan het ons laasweek en dan nou hierdie week gaan ons kyk na die alfabet. En ek dink dit gaan maar 'n aanhoudende ding wees wat ons gaan kyk, die alfabet, want dit is maar iets nuuts om te leer, nê? Want dit is baie anders as wat ons aangewoond is aan ons eie Romeinse alfabetstelsel. Alright. So ons gaan ook dan volgende week gaan ons kyk na die vokale. Die vokale is dan natuurlik deel van die alfabet in 'n sekere mate, maar ek wil nie te veel daaroor nou praat nie. Maar ons gaan volgende week sal ons begin kyk na die vokale. OK. So onthou as jy so lank in die tussentyd begin nuuskierig is oor die vokale, kan jy kyk na die hulpkaart. Ek het mos vir julle so 'n hulpkaart gestuur. Ek gaan nou laai hier, soos hy nou. Op hierdie hulpkaart, ek weet nie, het ek vir julle nog iets op gestuur het, maak dit gou seker. Nee, ek moet nog vir julle die ander vokaal ding ook stuur, maar op hierdie hulpkaart sal julle sien hier by Hebrew vowels. Hierso is die vokale. En dan is van hulle so 'n bietjie anders, ons sal 'n bietjie oor daai ook praat, maar die belangrikste is hierdie aan die linkerkant op die eerste bladsy, links onder. Dis die heel belangrikste vir nou. En om net te verduidelik wat julle net verstaan, wat is dit? So hier by die eerste een by die klas sal jy sien die byt konsonant. Hy het 'n kolletjie in hom. Vergeet nou nie van die kolletjie, moenie te veel worry oor die kolletjie nie. Maar onder hom is daar 'n teken wat lyk soos 'n amper soos 'n T-aansluiting, nee, op by 'n pad. 'n T-aansluiting aan die onderkant. Alraai. So daai is 'n kamets. Ons sal nog by uitkom, so lyk hy, daar sy naam en so spreek ons hom uit. Alraai. Julle sal sien daar's byvoorbeeld 2 A's. So as jy so kyk daarna, hierdie kamets is 'n lang A, so hy moet eintlik so lyk, 'n A met 'n streepie bo op hom. Dan is dit 'n A, 'n lang klas soos vader, is 'n lang A klank. En die ander een, die patag, die een wat hier is 'n streepie onder die byt, alright, onder die konsonant. Die byt is maar net 'n plekhouer. So moenie worry oor die byt. Die byt is maar net 'n plekhouer om 'n konsonant te wys. So die streepie onder die konsonant, as dit net 'n streepie is, dan is dit 'n kort A, 'n patag. Soos 'n bat, alright, jy Engels dink aan die Engelse woord. Alright. Anyway, so ek wil nie te veel nou daaroor nou ingaan nie. Ons gaan volgende week eers oor die vokale begin praat. So vanaand gaan ons oor die konsonante. So ons gaan dit nou 'n bietjie inoefen. Alraai, so kom ek hoor eens bietjie by julle. Hoe was dit vir julle om so bietjie met 'n Hebreëse teks te werk? Nee, natuurlik van julle weet nou nog nie baie wat dit is en wat dit behels nie. Maar julle het so lank begin werk met van die lettertjies en so voort. Hoe was dit vir julle? Was dit vir julle vreesaanjaend of was dit lekker of was julle nuuskierig? Kom ons hoor bietjie by julle. Julle is baie stil vanaand. Enige iemand? Nancy Mias, Ella hierso. Hier's Ella. Mias, Nancy ook in die ander mede-klas bywoners ook. Weet jy, dit is my baie interessant. Ek dink ek weet nou nie ouderdom gewys nie, maar dit is my 'n lekker avontuur wat ek aangepak het. Buiten met my Bybelstudie is ek super opgewonde oor die Hebreëus wat ons dan nou, soos jy weer gesê het, 'n bietjie in die agtergrond en die geskiedenis bietjie van ons Bybelkunde ingaan. En dit is vir my baie vreemd
buiten dat ons van regs na links lees en ons met totaal en al 'n nuwe skrif en taal besig is dit regtig uitdagend. Want jy moet kop hou en as ek nou die 2, 3 eerste verse wat ons op gewerk het, na die skrif gaan kyk, tel jy baie gou op die spesifieke konsonante wat jy mee werk en dan raak dit makliker. Omdat jy die konsonante en dan die alfabet begin herken in die sinverband waarmee ons besig is en dit maak my opgewonde. Wonderlik, ja. So nou want dit is nie so net 'n random sin nie, want jy's nou besig met 'n stuk van die skrif, nê, 'n stuk uit die Bybel uit. En Dis reg. ja, wonderlik. Dankie Ella. Karel, Jay of Aiden, ek sien julle was unmuted. Ja, nee, ek wou sê ek het dit nou weer daardeur lees en toe ek net onthou hoe baie van die ritmiese en die amper die assonansie en dinge wat mens mis as jy in Engels lees, wat baie keer in die Hebreëus in is, die amper soos 'n woordspeling om net 'n verbuiging van die herhaling van 'n ander, maar ek meen op die vokale kan nou anders wees. En ek dink dis 'n baie lirieke taal as mens dit nou begin lees, wat ons altyd mis as ons nou die Afrikaans en Engelse vertalings lees. Ja, dit is baie waar wat jy sê, Karel. So vir almal Karel J, so dankie Karel J. So ja, dit ja, so in besonder eintlik enige gedeelte van die Hebreëse Bybel is eintlik geskryf met die kyk, kom ek verduidelik sommer so ook. So hierdie tekste is ook geskryf met die klanke ensovoorts met die bedoeling dat dit ook moet opgevoer word. So uit die tradisie uit, binne die Joodse tradisie, as hulle die skrif sou voorlees in die sinagoge of die tempel dan nou sinagoge wakel, dan sou dit op 'n ritmiese manier ook gelees gewees het, self gesing gewees het ook. So daar's 'n ritme in alles. So dit is eintlik waar wat jy sê, Karel. En mens verloor dit baie keer met die vertaling in Engels en in Afrikaans of enige ander taal, nê. Verloor mens daai ritme. En onthou nou, so die psalms is geskryf in wat hierste by so hulle het nou moes gewerk met 'n psalm en die psalms in besonder is geskryf in gedigkuns, nê? So so dis poetry, nê? So poetry in besonder in Hebreëus het 'n baie spesifieke styl, want dit was nou in besonder half gesing of opgevoer. Ja, as jy nou sou op die regte manier lees en half sing eintlik, just chant eintlik, dan het jy nice met 'n lekker ritme, die klanke ensovoorts en woordspeling soos jy gesê het, Karel J. So ons kan dalk later bietjie ons kyk hoe lyk vanaand, as ek vir julle 'n bietjie sommer so wys het Psalm 1 uit sommer gou vinnig ook, waarom dit so belangrik is om eintlik die oorspronklike taal te kan probeer verstaan, want dan jy baie dieper verstaan van die teks, want daar's 'n dieper betekenis op die manier hoe dit geskryf ook is. En mens verloor dit ongelukkig dan nou wanneer dit vertaal word. So in every translation you will lose some meaning of the original. Alright. So kom ons so dankie vir julle wat goed teruggestuur het vir my. Maar kom ons, ek wil sommer nou laat ons in die klas en ek het sommer gesien met dit wat ek teruggekry het. Dankie daarvoor. Julle doen baie goed. Daar is so een of twee konsonante wat ek kan sien julle mee sukkel en dis reg, so ons moet maar leer uit hoe ons want dis 'n nuwe taal ensovoorts. So ek wil juist sê dat ons nou moet oefen daarmee. So ek gaan nou vir julle elkeen 'n beurt gee om 'n woord of twee dan nou vir ons die konsonante te identifiseer. Alright, so kom ek lees eers vir ons gou die Hebreëus, die eerste vers, so dat ons net dat julle so lank kan begin hoor hoe klink dit. Alright, so Sir Lamaa Lut Esha Ena El He Harim Me'ahim Yavu Etzeri. Alright, so Sir 'n lied vir die pelgrims of die wat opgaan. Esha, ek kyk Ena is my oë of o en dan daai jot daar die einde sê my oë kyk El op of na He Harim. So die eerste hy is die en dan Harim is die berge
So my oë kyk op na die berge, my aan, van waar Jabu sal kom, it's re hulp, my hulp. Alright, so van waar af sal my hulp kom, né? So dis die Hebreëus. As jy kyk na die Hebreëse Bybel, ek gaan nou nog nie julle skrik maak met dit nie, maar ek sal later vir julle wys hoe lyk dit in die Hebreëse Bybel in die spesifieke een waar ek werk is, dan sou jy sien hy sal die vers so hê, maar dan gaan jy sien hy kan opgedeel word hierso en hierso. Alright. So dis die gedigkuns. Alright. So 'n lied na die wat opgaan. Ek kyk op na die berge. Die tweede lyn en dan die derde lyn, van waar sal kom my hulp? Alright. So dit is hoe die Hebreëus sou lyk. Okay, kom ek maak dit 'n bietjie skoon hierso. Alright, ek soek 'n volunteer. Wie gaan vir ons die eerste twee woorde as konsonante identifiseer? Onthou, as jy foute maak, jy moet leer. Dus jy moet foute maak en leer uit. So enige iemand, of moet ek iemand nominate? Kom ons begin, iemand, wie gaan vir ons lees? Enige een? Ella. Ella, sal jy vir ons unmute? Dink jy sal unmute jou net self goed daar? Ella, hoor jy my? Lyk my nie so nie. Alright, Karel J. Okay, so ons begin daarso met Shin Yod Resh. Alright, so Shin, Yod, so kom ek maak Yod net so 'n Y en Resh. Alright, so Sir. So ek skryf dit eers verkeerd om, maar ons sou geskryf het dan Shin, Yod, Resh. Alright, so onthou ook die S, ek maak dit sommer nou met S, dit moet eintlik 'n spesifieke ander manier wees. Ek maak dit net sodat ons kan sien net vir nou, dis 'n tipe S klank. So S, J, Resh. Alright, Karel J, die tweede woord. Asseblief. Lamet, Mem, Ayin, Lamet, Waf, Tav. Waf, Tav. Alright, Waf is wie, ekskuus, wie, ek het mooi geskryf, ekskuus. Ek skryf nou so lelik. Alright, so L, Mem, dan die Ayin is so, en dan het ons weer 'n Lamet, ons te Waf, wat ons met 'n W skryf, en dan 'n Taf. Alright, so 'n tipe T klank. Ag, nee man. Ja. Dan raak my kop die mekaar tussen die twee tale. W en 'n T. Alright, so wat ek gesien het by van julle, en dis 'n fout wat almal aan die begin maak, is in besonder die resh. Alright, so die resh word baie keer verwar met 'n dalet. So kom ek verwys net gou die verskil. Alright, so kom ons kyk gou hier by verse, wat se vers is dit nou? Vers 4 en vers 5 is sommer 'n voorbeeld. En ek gaan net gou 'n bietjie inzoom hierso. Alright. So hierbo het ons 'n resh en hieronder het ons 'n dalet. So van julle het gesê daar in daai eerste woord in vers 1, dis 'n dalet, maar dis eintlik 'n resh. Alright, so julle sal sien dit lyk baie dieselfde. Die verskil is hier aan die regterkant bo. Alright. So die resh is 'n mooi skoon. Hy het nie 'n punt wat uitsteek nie, waar die dalet 'n punt het. Ag, skus, is 'n verkeerde puntplek nie. Die dalet het daar 'n punt wat half uitsteek, nê? So hy's nie heeltemal gelyk daar met mekaar. Alright, so hulle lyk baie dieselfde. So dis 'n fout wat mense maar aan die begin maak, maar so leer mense daaruit, nê? Alright, so maak maar net seker dat jy veral let op die resh en dalet. Alright. Dan het ons alright, so die tweede woord is eenvoudig. Ja, okay, so die volgende een wat ek gesien ook wat mense baie keer 'n fout maak, en die twee lyk ook baie keer dieselfde. Kom vat 'n ander kleur, is die ayin. Alright? Alright, so die ayin is nou hierdie letter hierso in die middel van daai tweede woord. En as ons nou kyk, ek soek gou 'n Sadi.
Waar is 'n saadie? Wag ek gaan opgaan. Ekskuus dat ek dit so vinnig. Daai nee, skiet my sy net my so 'n bietjie gelos, hoor. Alright, nee, is reg, is reg. Is reg. Ella, moenie bekommerd wees. Ek gaan Maar nou vir hier jou vers, ek gaan sommer nou laat jy lees. vers 3. Ek gaan nou laat jy Vers, die derde en vierde woord gaan nou net sommer jy lees, hoor. So daai vers 3 is dit Sade. Ek dink dit is in vers 3. Sade. Praat ek en jy nou dieselfde taal. Nee. Einde van vers 2. Vers 2 het 'n eie, Ehm, uit 'n eie. So dis jy's die fout. So Okay. kyk, so kom ek wys jou hierso, ons het verse ek hier in vers 5. In vers 5 het ons 'n Ja. sadie. So kyk almal na vers 5 as jy kan. Dit is nou hierdie een hierso. Alright, op die skerm. So hier het ons twee letters wat baie dieselfde lyk. So ons het hier een en ons het hierdie volgende een. Alright, so hulle lyk baie dieselfde. Dit is verskillend. So die eerste een is 'n sadie en die tweede een is 'n eien. Alright, so hoe weet ons dit? So kom ek geskryf hom met bietjie oor. Die sadie, so die tss klank, hy lyk amper so, hy lyk soos 'n ei, maar dan het hy weer sterf daai kant toe gaan. So, waar die eien lyk eintlik maar soos 'n ei, 'n gewone amper soos 'n ei wat ons dit sou skryf. Alright. So die sadie het half hierdie vreeslike stert half, so hy maak 'n ei so en dan maak hy hom lang stert so. Alright, so hy's eintlik op meer strepe en so. Waar die eien is net amper soos 'n ei. Alright, so ons ei sou ons sou skryf lys. Alright, so byvoorbeeld daar's 'n woord nou, kom ek skryf baie lelik. So die eien lyk eintlik soos 'n omgekeerde ei in ons taal. Alright. So sê maar ons gebruik die woord lys. Right? As jy haar ei so omdraai, dan lyk hy amper soos wat ons, ek skryf ook nou baie lelik in gewone taal ook, maar hy lyk amper soos 'n ei omgekeerd, waar die sadie 'n bietjie meer moeiliker as dit. Alright. So kom ons gaan na vers 1 toe. So ek sien 'n paar van julle het hierdie eien of eiens sien julle maak julle 'n sadie. Alright, so maak dit wees versigtig daarby. Alright, so die res in die eien word baie keer verwar. Alright, so Ella, ek gaan vra dat jy dan nou ons die derde en die vierde woord identifiseer asseblief vir ons die konsonante. Dis alef. Nou sukkel ek met my eie goede. Dis reg. Dis een van die S-klanke. Die shin en dan weer alef en dan die volgende ene. Dis dan nou weer een daar wat ons mos nou gesê het. Ekskuus, ek het honde wat by my raas. Nee, is reg, is reg. Is dan ayen. Ayen, reg, 100% great. En dan ekskuus hoor. Nee, wees rustig. Jot. Jot, goed. En dan nen. Noen. En dan weer jot. Alright, yes. Okay, so dis noen, ja, so jy's reg, dis 'n noen klank. Right, so 'n noen en dan 'n jot. Alright, so ek skryf dit net as 'n ei want ons skryf dit oor as 'n ei. Alright, so dis jy's 100%, so dis alef, sin. So hierdie is sin. Is dit sin of sin? Hierdie is sin. Alright, so sin. Goed. Soos Willem ons gehelp het, sin is never right. So bedoelende die woordjie sin is altyd hy's nooit reg aan die regterkant nie, bedoelende die korretjie nie. Hy moet aan die linkerkant wees, so dis sin. So alef, sin, alef. En dan het ons ayen, dan het ons ayen, jot, noen, jot. Alright. Alright, nou gaan ons oor na die volgende twee woorde. Hierdie een is nou aan mekaar vas. So hierdie streepie, kom verduidelik dit vir my gou. Hierdie streepie noem ons 'n spesifieke iets. Ons noem dit 'n makeef.
en daardie streepie verbind net twee goed aan mekaar. Die L of die alef lamet en voor dit is 'n voorsetsel, maar jy hoef nie te veel nou te worry oor dit nie. Ek sê sommer net so 'n bietjie van dit. Maar daai twee woorde word al is twee goed wat eintlik aan mekaar verbind word in 'n sekere manier. Alright, okay, Willem, kan jy vir ons sal jy vir ons bietjie gou hierdie woorde gou Dan doen we die eerste is die alef, dan lamet. Dan zit een hij, nog een hij, resh, jod en final mem. Jod, final mem. Wonderlik. So alright. So alef, lamet, hy, resh, jod, mem. Alright, wonderlik. Dankie. Alright. Tannie Sona, kan jy dalk aansit of as jy dalk wil, as jy bereid is, as jy nie kan of wil nie, is dit ook reg. Maar sommer hierdie volgende woord, Tannie Sona, sal jy dalk vir ons die volgende een dalk probeer spel? Dis mem, alef, jod, byt, alef, ayan, zayin, dalet en jod. Alright, so kom ons gaan gou na die eerste een, dankie. So mem, alef, jod. Ek dink jou klank het so opgebreek so bietjie, ek kon nie lekker hoor nie, maar dis jod en dan het ons hierdie is 'n final noon. Okay. So dis 'n n klank. So hierdie letter kom ek maak hom net gou duidelik hierso. Alright, so ons sal sien dat dit lyk amper soos 'n waf. Maar hy het 'n baie lang stertjie, nê? Hy's baie lank af. So hy gaan onder die ander letters uit. Alright. En as die oomblik as 'n letter so diep ingaan, dan moet jy weet dit is 'n final iets. Of in besonder dan nou die final noon. Alright, onthou 'n gewone noon lyk so en dan 'n final noon het dan 'n lang streepie af. Alright, so mem, alef, jod, noon. En dan het ons weer 'n jod. Right? Dan het ons byt, so 'n b klank. Dan het ons 'n alef. Alright. Dan het ons ayin. Dan het ons zayin. So ons sal hom as 'n z skryf, 'n zayin. Alright, so hierdie is die volgende een wat mense kan verwar. Is die zayin en die waf. Alright, so kom ons gaan gou, waar is hier 'n waf? So die volgende vers het 'n paar wafs. So as ons sommer by hierdie woord kyk by vers 2, daar het ons 'n waf. So die waf en zayin, so julle kan sommer sien al drie hierdie, nê, die final noon, die zayin en die waf lyk baie dieselfde. Alright, so maar daar spesifieke goed wat ons kan leer om te onderskei tussen hulle. So gesê die final noon, die eerste een wat ek nou hierna verwys, nê, die eerste een, hy het 'n lang stertjie af, abnormale lang stertjie af, en weet ons is 'n final noon. Die zayin, sy boonste streepie is 'n lang streepie, en dan het hy 'n dingetjie af. Alright. Of nie so lankie, maar hy het 'n streepie en dan in die middel van hom is daar 'n dingetjie af. Alright. Die waf het sy boonste streepie is net aan die een kant. Alright. So is net aan die een kant, hy het nie aan al beide kante 'n streep nie. Alright, so dit help ons eerstens om te onderskei tussen die waf en die zayin en dan het hy die streepie af. Alright. So hierdie drie kan ook baie keer vir studente onderkry, want hulle moet dit eers leer om dit te onderskei. Alright, en dan het ons resh, dan het gesê resh daarso, dis reg. Die r, okay, onthou, hy lyk amper soos 'n dalet, maar as jy dalet nie, die dalet sou 'n streepie aan die ander kant nog so klein stukkie nog aangehaat het. Hierdie het dit nie, soos 'n resh, en dan het ons 'n jod. Alright. So dis die eerste vers. Okay, nou gaan ons na die tweede vers toe. Alright, ons tyd is al amper verby. Alright, so kom ek gaan sommer net so vinnig, ons tyd is amper verby, so ek gaan sommer vinnig die tweede vers vir ons doen. So julle moet nou, ek gaan nou probeer, ek sal dit probeer stadig doen, dat julle kan sien. So kyk na jou eie notas, jou eie huiswerk wat jy gedoen het, nê?
om seker te maak dat jy kyk waar jy foute daar gemaak het. Alright. So die eerste letter wat ons hier het is 'n ayin. Nee, hy lyk amper soos 'n sadi, dis nie 'n sadi nie, dis 'n ayin. Dan het ons 'n zayin. Ek nou maak ek hom hier. Ekskuus, my kop is so die mekaar om die Hebreëus, dan meng ek dit met die gewone taal. Ayin, dan 'n zayin, 'n z. Dan het ons 'n resh en dan het ons 'n jot. Alright? Dan het ons mem, dan het ons weer 'n ayin, dan weer 'n mem. Die eerste een is 'n gewone mem en die ander een is 'n final mem. Okay? Dan het ons die naam vir die Here, Jahwe of hoe kan mense dit wil uitspreek. Dis so baie keer ook, ek noem dit sommer ook net baie keer in die Bybel sal jy ook kry dat hy nie vokale by het nie. So nou op die oomblik het hy hier's 'n shava, hier's 'n kamets en dan hier's 'n aksentteken. So baie keer sal jy hom kry sonder vokale ook. Vir ander redes, ons gaan later daarby uitkom, die spesifieke woord. Maar anyway, dit is dis jod, h, w en h. Alright. Dis hoekom baie mense, daar's ook mense wat stry hieroor. So ek gaan nie daaroor nou ingaan nie, maar baie mense sal sê, alright, ons moet die woord skryf as Jahwe, né? Jahwe. So ek skryf net onderste voor nou, maar as jy nou reg skryf, dan maak jy so, alright, Jahwe. Jahwe, alright. Dis hoekom party mense sal dit so uitspreek. Dis waar dit vandaan kom. Alright, maar party mense sê anders te weet ensovoorts. Alright, maar dis net die punt wat ek wil maak, ek weet dat jy net so 'n bietjie begin leer hierso. Alright, dan het ons so dit ayin, dan het ons sin. So sin, 'n tipe S klank, dan het ons h. Alright, so Yoshe. Dis hoe mens die woord sal uitspreek, Yoshe. Dan het ons nou het ons die ander een. Alright, so nou het ons shin. Okay, sy kolletjie is aan die regterkant. Alright, so dis 'n S, ander S, mem, jot, mem. En dan het ons waf, alef, resh, en dan het ons, alright, dit is weer 'n moeilike een. Ek sê maar enige oomblik as die tyd verbygaan, julle maar net weet as die tyd is verby, so dan gaan ons afsny. Die laaste een is 'n, kom ek vra julle in die klas, wie gaan vir my sê, wat is die laaste konsonant? Final Thursday. Sadi, yes, final sadi. Good. So a final sadi. All right. Thank you, Aiden. So hierdie kan ons sien. Alright, so as ons vir ons verbeelding gebruik, waar is die sadi nou weer? Nou is die sadi onder. Alright. So as jy hierdie sadi so vat, hier is die sadi en ons maak hom met langer, né? Ons vat daai stukkie wat die onder is en ons sit hom laat hy reguit been het. Ons maak hom lank en ons maak hom net so bietjie meer reguit af eintlik. Nee, hy lank, dan kry ons die final sadi. Alright, so dis die final sadi. Ook hoe ons dit, so 'n ander punt is, onthou hy het 'n langer abnormale lang stertjie. So dit sê vir my dit moet 'n final iets wees. En dan dit kan nie 'n final ayin wees nie, want daar is nie iets soos 'n final ayin. Alright, so dit moet die enigste wat so kan lyk dan is sadi. Alright, so is final sadi. So wa'aretz, dit beteken en die aarde of en aarde. Alright. So dit is hoe ons sal maak. Alright, so kom ek lees dit vir ons hierso. Etzri. Okay, wag, maak dit geskoon. Maak dit vir ons skoon. Etzri me'im Adonai of Jahwe Oshe Shamayim Wa'aretz. Alright. So en dis so interessant nê, hoe die gedigkuns werk. Wat kan julle sien tussen die laaste woord van die eerste sin en die eerste woord van die tweede sin? Kyk gou, wat is die laaste woord van die eerste sin en die eerste woord van die tweede sin? What observation can we make? The last word of the first sentence and the first word of the second sentence. Ella? Karel J. Aiden? Iemand kan praat? Altyd dieselfde. Dis dieselfde. It's the same. Wonderful. So, kom ek lig dit uit vir julle as julle dit kan sien, die ander dalk nie. So as ons kyk, kom ek vat net 'n ander kleur hierso. Alright. So
ons het die woord, my hulp, om my help. En net ons die volgende woord, presies dieselfde. So dit verbind die twee sinne. Dit klink half simpel, maar dit in Hebreëse gedigkuns is hierdie 'n major ding, né? Want hier waar hy eindig, hier definieer hy nou wat's my hulp, né? Want die eerste vers is waar die psalmdigter sê, hy vra die vraag, I lift up my eyes to the hills, from where will my help come? En dan sê hy, my help comes from the Lord. Alright, who made heaven and earth. So dis hoe die Hebreëus werk. So ons sou kon verdeel hierso. Hy verdeel hom daarso, hoe die sin sal werk. So en dan sou ons sê, alright, so my help, my kom van of vanaf die Here. So my hulp vanaf die Here. Dis letterlik wat daar staan in die Hebreëus. En dan verduidelik hy wat se Here, om net seker te maak mense die verdink jy nie die verkeerde Here nie, nê? Hy wat gemaak het as jy, maar so dis 'n tipe se werkwoord, hy wat gemaak het die hemele en die aarde. Alright, so dis die twee daai woorde daarso. Hy verduidelik vir ons die woorde. Alright, so kom ons gaan gou vinnig. Alright, so ons is amper klaar. Ek gaan vinnig terwyl ons nog tyd, ons het net 3 minute oor voor Zoom ons gaan uitskop. Kom ek wys julle sommer gou wat ek met my derde jaar studente doen. Waar is my Psalm nou? Alright. So hier is Psalm 1. Alright, so hierdie is 'n baie mooi gedig. Of al die psalms is mooi, maar in besonder is dit 'n baie mooi gedig. Alright, so die gedig van Psalm 1 begin ons nou so geseënd is die man, hy wat nie loop in die counsel of the wicked, nie, and does not stand in the path of sinners, and does not sit in an assembly of scoffers. So weet jy, dis nou 'n bietjie hoë vlak nou vir julle van julle nou hierso. Maar die mooi ding is elke lyn herhaal eintlik dieselfde gedagte, maar net bietjie anderste. So ons het elke lyn ons werkwoord wat baie dieselfde is en ons het dieselfde tipe gedagte van the counsel of wicked, path of sinners en assembly of scoffers. So in elke lyn word daar iets van die spesifieke idee herhaal van slegte mense. En dan het ons die ding van nie. Bedoelende die persoon wat geseën word deur die Here moenie hierdie goeders doen nie. Hy moenie loop daar nie, hy moenie loop staan daar nie en hy moenie gaan sit daar. En 'n ding wat nog wonderlik is en ons mis dit eintlik baie keer in die vertaling is dat daar's letterlik 'n beweging hoe die gedig werk is die werkwoorde, die eerste werkwoord beteken om te loop, die tweede een om te gaan staan en die ander een om te gaan sit. Maar as jy net 'n vertaling vinnig lees, gaan jy dit nie so maklik optel. En wat dit vir ons wys in die Hebreëus is dat daar's beweging van iemand wat vinnig beweeg, hy loop staan stil en hy loop sit. En iemand wat eers beginne vasgevang raak in verkeerde mense wat nie die Here dien nie, mense wat verkeerde goeders doen. As jy eers begin staan maar mense begin loop, later loop sit jy binne. So dis half hierdie beweging van ek's vinnig besig en dan loop ek saam met verkeerde mense, ek loop staan want ek wil 'n bietjie meer luister wat hulle vir my sê en later loop sit ek by hulle. En dan spandeer ek nog meer en meer tyd by hulle. En dan raak my lewe al hoe meer van die pad af. En dan vers 2 begin maar om te sê maar 'n kind van die Here doen nie dit. Hy doen dit op ander plekke ensovoorts. Alright. So maar anyway, so dis maar net ek hoop ek verveel julle nou hiermee nie, maar dis so ietsie van as ons Hebreëus beter nader bestudeer, sien ons baie mooi goedes raak uit die taal uit, né? Alright julle, dis dan dit vir vanaand. Ek gaan vir julle vokale stuur wat julle moet begin oefen en dan gaan ek sommer vra julle vers 3 en vers 4 ook se konsonante begin identifiseer vir volgende week. So volgende week vokale, ons gaan so 'n bietjie kyk na die alfabet en dan die week daarna hopelik as die Here se wil is, sal ons begin met naamwoorde, nê, met nouns en werkwoorde. Alright. So julle moet 'n lekker aand hê, geseënde aand vir julle en kyk mooi na julleself. Bye bye. Dankie Mia.